Te laat vir my. Ek het wysheid desperaat nodig. Hoe kan ek goddelike wysheid kry? Jakobus 1 vers 5 tot 8. Ons is op toer deur die boek Jakobus, seker die mees praktiese boek in die Bybel. Verlede week het hy ons vertel wat om te doen as swaar tye jou tref en wat reaksie ons daarop behoort te hê. Wees bly. Dit gaan alles oor perspektief, wat die regte manier is om na die situasie te kyk. Hierdie week beweeg Jakobus aan na hoe om goddelike wysheid te kry, 'n hemelse perspektief, wat ons deur sulke moeilike tye sal kan help. Too soon old, too late smart, is 'n gesegde wat baie mense ervaar het. Het is asof ons vinniger oud word as wat ons die vermoë het om slim of wys te word. Dit vat vir ons te lank om te leer uit ons foute. Miskien is dit hoekom ons party foute so gereeld herhaal. Die tyd gaan gou verby en voor ons oë uitvee, is ons alweer op pad uit. Dit is asof mens eers tot verhaal kom op die einde van jou lewe en besef wat nou eintlik belangrik was in die lewe. En niemand op sy sterfbed het ooit gewens dat hy meer tyd in die kantoor spandeer het nie. Die meeste sal eerder wens dat hulle meer tyd met hulle familie spandeer het. Iemand het 'n lysie gemaak van dinge waaroor sterwende mense spyt is. Ek wens ek het die moed gehad om 'n lewe te leef waarin ek getrou kon wees aan myself en my roeping, in plaas van om te leef soos wat ander mense van my verwag. Ek wens ek het nie so hard gewerk nie. Ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens te wys verander. Ek wens ek het meer kontak behou met my vriende. Ek wens ek het myself toegelaat om meer gelukkig te wees. Die lewe is kort, maak seker jy spandeer dit op die regte dinge. Nog iemand het eendag 'n lysie gemaak van dinge waaroor hy spyt was in die lewe, dinge wat sy energie getap het. Party goed het ek te persoonlik opgevat, ander kere het ek weer te lank vasgeklou aan die mislukkings of prestasies van gister. Ek voel ek het te veel tyd op Facebook spandeer met virtuele vriende en te min tyd met my regte vriende. Ek is spyt dat ek soveel stres op myself gelaai het. Spyt oor die kere wat ek verslaap het, wat ek bygedra het tot onnodige drama. Ek is spyt oor my swak dieet wat ek gevolg het, die ongesonde kos wat ek in swakheid ingewolf het. Ek is jammer omdat ek so baie gekla het oor goeters, of dinge heeltemal oordink het deur te veel skaak te speel met die toekoms. Ek is spyt oor die talle kere wat ek geskinder het oor ander en vergeet het om in die oomblik te leef. Te veel keer het ek probeer om ander mense gelukkig te hou en myself afgeskeep in die proses. Volgens Jeanette was die belangrikste ding in die lewe om te leer hoe om te misluk, hoe om te val en weer op te staan. Jakobus sou met hierdie stelling saamgestem het. Partykeer is die belangrikste lesse die wat ons op die harde manier geleer het. En dalk het hierdie ou iets beet. Die meeste van ons bestee te veel tyd op dit wat dringend is, in plaas van dit wat belangrik is. Jy kan nog meer leer van mense deur te kyk na wat hulle doen, in plaas van te luister na wat hulle sê. Die hond met 'n banknoot in die mond berus by die ander een oor sy lewenskeuses. Chewing bones, hunting cats, biting mailmen, come on kid, time to see the really important things in life. So asof hy op die regte koers is, deur papiergeld na te jaag. Kinders kry soms reg om die belangrikste dinge na te jaag. Om met die boks te speel is veel meer pret as die speelding wat binne in die boks was. Today in life skills class we learned about decision making. We took a field trip to that ice cream store that is 59 flavors. Of soos een ou dit gestel het, ek wens ek het meer rommes geëet terwyl ek nog kon. Die filosofie van Peanuts sê, life is like a camera. Focus on what's important. Capture good times, develop from negatives, and if things don't work out, take another shot. Ons almal hou daarvan om slimmer te raak met die dinge wat ons na in die hart lê. Jakobus vertel dat God gereed en gewillig is om ons sulke wysheid te gee, as ons hom net vra daarvoor. Maar daar is een kondisie, een voorwaarde. Ons moet regtig goddelike wysheid begeer. Ons moet dit wil hê en wil volg. Hoe graag wil jy goddelike wysheid hê? Hoe belangrik is dit vir jou om God se opinie te hoor? Jakobus 1 vers 5. As julle egter in 'n situasie kom
Waar jy twyfel oor wat die regte ding is om te doen, gaan vra vir God. Ander vertaling sê, as enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God. Die konteks van hierdie vers is natuurlik die voorafgaande verse, wat praat van allerlei swaar kry en moeilikheid waarin 'n mens kan beland. Dit is juis in tye van beproewing en toetsing wat ons wysheid nodig het oor wat om volgende te doen. Te midde van ons swaar kry begin ons te wonder, hoekom gebeur dit juis met my? Wat is ek veronderstel om te doen? Ons weet dat God 'n doel het met ons swaar kry en lyding, maar as ons nie daardie doel kan snap, kan dit dalk vir ons bemoedig. Dis het ons desperaat goddelike wysheid nodig in ons tye van beproewing. Die gedeelte begin met 'n as enigiemand wysheid kortkom. Dis nie asof Jakobus sê, wel, jy is waarskynlik self slim genoeg om die meeste van die dinge van die lewe op jou eie te hanteer nie. Maar so nou en dan gaan jy 'n probleem teekom wat te groot is vir jou. Maak dan seker om vir God om hulp te vra. Dit klink reg, want dis bekend vir ons, dis soos ons lewe. Ons hanteer die meeste dinge self en roep eers God se hulp in as die pop op die fan stryk. Maar dis misleidend. Ons is nie so slim soos ons dink ons is nie. Ons is nie so wys soos ons dink ons is nie. Ons is nie so ervare soos ons dink ons is nie. Of soos 'n kaartspeler het gestel het, in the game of life we must play what is dealt to us, and the glory consists not so much in winning, but in playing a poor hand well. Wysheid is om die handvol kaarte wat jy het, goed te gebruik. Ons het heeltyd goddelike hulp nodig. Dit is nie asof ons sy hulp net so nou en dan nodig het nie, ons het dit heeltyd desperaat nodig. Een kerk se missieverklaring het so geklink, om mense te help om die onverwagte vreugde te ontdek van desperate afhanklikheid van Jesus. Om mense te help om die onverwagte vreugde te ontdek van desperate afhanklikheid van Jesus. En dit sit 'n mens nogal op sy plek. Die mens is nie in beheer nie, al dink ons is. Ons kan klaarspeel met hardkoppige, dwarstrekkerige kinders, ons kan die gewone probleme van die lewe hanteer, ons kan 'n nikkerige baas hanteer of ons kan 'n swaar verkoue hanteer. Of ons kan 'n groot klomp werk hanteer wat op ons tafel beland. Ons weet van druk en stres en hoe om daarmee klaar te kom. Maar partykeer gebeur daar dinge wat ons ratte strip, sodat ons plat op die vloer beland. Op daardie oomblik, wanneer elke menslike opsie toegaan, is ons enigste hoop die Here. Dan roep ons uit na God in desperaatheid. Maar nou weet ons, dat as hy ons nie nou help nie, is dit klaarpraat met ons. Dis 'n les wat ons oor en oor moet leer. Op Facebook verskyn daar 'n foto van iemand met so 'n verwarde uitdrukking op haar gesig. Onderaan staan geskryf, ek is in daardie vreemde ongerieflike periode tussen my geboorte en my dood. Die lewe is lank, swaar en onvoorspelbaar met baie vreemde ongerieflike periodes wat ons dae vul van die dag wat ons gebore word tot op die dag wat ons sterwe. 'n Klompie ouers eet een aand saam en spoedig is hulle besig om te spog oor hoe dit met hulle kinders gaan. Gou praat hulle oor opleiding, kleinkinders en toekomsplanne. Jy weet die normale goed wat ouers oor praat. Toe sê die een man, dit gaan goed met my kinders, waarop sy vrou byvoeg, op die oomblik. En almal kon saam lag daaroor, want dis so waar. Hou mens ooit op om 'n ouer te wees? Hou jy ooit op om te bid vir jou kinders? Hou jy ooit op om bekommerd te wees oor hulle? Die grens tussen vreugde en hartseer is soms maar baie dun. Net een foonoproep is genoeg om alles te verander. Dit is verbaasend hoe vinnig dinge wat nou vir jou so belangrik is, skielik onbelangrik in tweede prioriteit kan word, afhangende van omstandighede. Een oomblik kan alles nog met jou goed gaan, jy maak opgang in jou beroep, jou huwelik is gelukkig, jou kinders en kleinkinders is suksesvol, jy is gelukkig in jou kerk, jou lewe is gevul met vriende, jy het geld in die bank, en die biopsie van laasweek was negatief, wat beteken dat jy nie kanker het nie. En dan, net soos met 'n vingerklap, verander jou lewe. Jy tref 'n spoedwil in die pad, en daar sit jy gekneus deur mekaar en verward. Niemand van ons weet wanneer ons een van daai spoedwalle gaan tref, wat ons tot stilstand ruk nie. Weird, my targeted ads just changed to casts and slings and insurance, sê die ou op sy selfoon terwyl hy die pad afloop.
Dit kan iets soos kanker wees of iets heeltemal anders. Die toekoms bly onseker vir ons almal. Ongeag hoe slim ons dink ons is ons nooit slim genoeg nie. Dis hoekom ons almal goddelike wysheid nodig het, elke dag. Het is eintlik ironies dat dit soms 'n krisis kos om ons tot stilstand te ruk, sodat ons kan wakker word en begin uitroep na God. Dis seker die moeilikste deel, om te erken dat ons God se hulp nodig het. As jy gereed is om te sê, Here, ek het 'n gemors van dinge gemaak, dan is hy gereed en gewillig om jou uit te help. Onthou dat kennis en wysheid nie dieselfde ding is nie. Kennis verwys na die versameling van feite. Wysheid gee jou die insig oor wat daardie feite beteken. Jy kan die slimste persoon in die wêreld wees en tog ook dom. Enigeen kan kennis versamel, maar net God kan vir jou wysheid gee. Die Griekse woord Sophia beteken meer as net kennis. Dis kennis wat toegepas kan word op praktiese goddelike maniere. Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad. 'n Boeddhistiese spreek sien dit so. Knowledge is learning something new every day. Wisdom is letting go of something every day. Net om dinge bietjie te mekaar te krap, sien party mense die lewe op 6 vlakke. Wysheid is seker om te weet wat die een bolletjie kennis met die ander een te doen het. Dan praat ons liewers nie oor samesweringsteorieë nie. In die konteks van Jakobus 1 weet ons nie altyd hoe om op te tree as ons deur allerlei swaarkry beproewings gaan nie. Ons begin vra, wat is God besig om in my lewe te doen? Probeer hy vir my iets sê? Wat is hy tans besig om te gebruik om my aandag te trek? Gaan hy vir my 'n deur oopmaak deur hierdie insident of toemaak? Dis praktiese vrae. Dis ook wat wysheid is, die vermoë om na dinge rondom ons te kyk vanuit God se perspektief en om Bybelse kennis toe te pas op praktiese maniere. Ons het sulke wysheid nodig vir ons daaglikse beproewings. Te veel Christene vandag het Bybelse kennis, maar hulle weet nie hoe om dit prakties in hulle lewens toe te pas nie. Jakobus moedig sy lesers aan later in die hoofstuk om doeners van die woord te wees, nie net hoorders nie. Te veel kennis, maar te min wysheid, om te weet hoe om dit in die praktyk om te sit. Ons luister na baie preke en woon Bybelstudies by, ons versamel baie kennis en ontdek baie waarhede, maar ons leer selde hoe om dit in ons lewens toe te pas. Miskien het party van ons nie meer kennis nodig nie, maar meer wysheid. Ons moet die vermoë aanleer om dit wat ons al reeds weet toe te pas in ons alledaagse lewe, om gebeure in ons lewens te sien deur God se perspektief. 'n Man het deur 'n besondere swaar tyd gegaan by sy werk. Hy probeer agterkom wat God se doel was met hierdie moeilike tyd in sy lewe. Hoe gaan hierdie beproewing opgelos word, het hy gevra. Moet ek net sit en wag tot die lyding sy koers loop? Of is daar 'n manier om dit te stop? Of moet ek wag tot God self dit beëindig? Of is God besig om my te dryf na 'n sekere rigting of besluit wat ek nog nie kan raak sien nie? Of is ek veronderstel om iets te leer in hierdie beproewing wat ek nog nie geleer het nie? Almal goeie vrae. Wys hierdie toets waarin jy jouself bevind dalk dat jy nog nie gered is nie en dat jy jou lewe aan Jesus moet oorgee? Of is hierdie toetsing besig om die bietjie geloof wat jy wel het te toets en moet jy maar net uithou en aanhou met dit wat jy besig is mee? Of is hierdie beproewing 'n straf van God vir een of ander sonde in jou lewe, iets wat jy voor hom moet bely? As dit so is, kan dit wees dat die beproewing nie sal einde kry nie, totdat jy daardie sonde bely het. Of is daar geen sonde wat die oorsaak van hierdie beproewing is nie, maar God laat jou deur die pynlike ervaring gaan sodat jy 'n seën kan raak vir ander, dat jy iets vir ander kan beteken. Of gebruik jy hierdie beproewing in jou lewe om jou geestelik volwasse te maak, al meer soos Christus te maak? Moet ek in daai geval maar net uithou en aanhou? Om agter te kom watter een van hierdie moontlikhede tans in die werk is in jou lewe, het jy wysheid nodig om dinge vanuit God se perspektief te sien en dit dan toe te pas in jou lewe. Die eerste stap is om te weet dat jy goddelike wysheid nodig het. Jy het nie al die wysheid nie, maar jy kan vir God daarvoor vra. Jakobus 1 vers 5, hy sal nie snaaks van julle dink of julle verwyd omdat julle onseker is hoe om vir hom te leef nie. Hy sal julle eerder help met alles wat julle nodig het. Gaan vra, hy sal gee. Ander vertaling sê,
hy wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Jy kan maar vir God vra. Moenie net aan jou vriende gaan om hulle opinie te hoor nie. Moenie net luister na wat mense op die TV of internet kwytraak oor jou probleem nie. Hulle het nie ware wysheid nie, maar God het. In Job 28 vra Job waar hy wysheid kan vind. Maar die wysheid, waar word die gevind? Waar is die woonplek van die insig? Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Die wysheid, waar kom dit vandaan? Waar is die woonplek van die insig? Dit is verborge vir al wat lewe, weggesteek selfs vir die voëls in die lug. Die onderwêreld en die dood sê, ons het maar net 'n gerug daaroor gehoor. Net God weet hoe die pad daarin loop. Net hy ken die woonplek van die wysheid. Job sê dus dat ware wysheid nie by enigiemand op aarde gevind kan word nie. Ware wysheid kom direk van God af. Rebekka was swanger in Genesis 25 met 'n tweeling, en die kinders het gestoei met mekaar. Sy kon nie verstaan wat aangaan nie. En dis toe dat sy na die Here toe gaan en vir hom raadpleeg daaroor. Sy het 'n kind verwag, maar Rebekka het swaar gekry. Dit was asof die twee kinders binne haar heeltyd teen mekaar stamp. So erg was dit, dat Rebekka naderhand gesê het, as dit so moet aanhou, hoekom lewe ek? Sy het gebid en die Here gevra wat sy moet doen. En die Here het geantwoord, 2 volke stoei in jou skoot. 2 volke sal uit jou kom. Die een sal egter sterker as die ander een wees. Die oudste broer sal die jongste een dien. Vir Rebekka was dit 'n groot beproewing. Sy kon agterkom iets vreemd was aan die gang. Sy wou graag God se doel weet met dit wat in haar aan die gang was. Rebekka het haar behoefte aan wysheid na die Here toe geneem, en hy het vir haar geantwoord. Hy het vir haar insig gegee in haar tweeling nog lank voor hulle gebore is. Dis die rede hoekom ons uitroep na God. Dis die hoop wat ons het. Vanuit 'n wêreldse perspektief is die Christelike geloof absoluut absurd en sinneloos. Ons word gevra om te glo in 'n God wat ons nie kan sien nie. Ons word gevra om te glo dat hy met ons gepraat het deur 'n boek wat duisende jare gelede geskryf is, in 'n taal wat die meeste van ons nie eers kan lees nie. Daardie boek vertel vir ons van wonderwerke wat God gedoen het lank gelede in verre lande met antieke mense, wie se lewens radikaal anders was as ons wat in die 21ste eeu leef. Ons word gevra om te glo dat God self na ons planeet gekom het in die persoon van sy seun, wat gelewe het, gesterf het, uit die dood opgestaan het en opgevaar het hemel toe. Ons word dan gevra om ons hele toekoms toe te vertrou aan daardie persoon wat ons nie gesien het nie, om vir hom lief te hê. Hebreërs 11 vertel vir ons dat ons deur geloof hom kan sien wat onsienbaar is. Ons begrawe ons geliefdes en sê dan dat hulle nie meer hier is nie, maar nou in die hemel is met die Here. Ons glo dat in Christus hulle nie langer dood is nie. Ons word ook gevra om te glo dat Jesus, wat meer as 2000 jaar gelede op aarde geloop het, eendag weer gaan kom. So iets word van geen ander historiese figuur verwag nie, maar ons koester hierdie verwagting oor Jesus. Wanneer ons bid, praat ons met 'n God wat totaal onsigbaar is vir ons. Ons glo dat daardie woorde van ons gebed wel 'n verskil gaan maak, nie net vir ons nie, maar ook vir hulle vir wie ons lief is. En ons glo dat eendag, wanneer ons doodgaan en begrawe word, ons ook met die Here in die hemel sal wees. Diep daar binne glo ons dat hierdie wêreld wat ons rondom ons sien, nie die enigste wêreld is wat daar is nie. Of om dit anders te stel, ons glo dat hierdie tydelike wêreld, wat ons die regte wêreld noem, eintlik nie die regte wêreld is nie. Ons praat van 'n ander plek, 'n ander wêreld, wat ons nog nooit gesien het nie. 'n Ander ewige wêreld wat meer saak maak as hierdie een waarin ons tans is. Ons sê ook dat wat in daardie ander wêreld gebeur het, vir ons 'n nuwe perspektief gee oor die beproewings en hartseer wat ons in hierdie lewe beleef. Dit is so absurd anders, dat die wêreldlinge dit nooit sal kan snap of verstaan nie. Hulle kan nie hierdie ander wêreld sien soos wat Christene dit sien nie. Hulle weet nie eens of dit daar is nie. Hulle kan nie verstaan hoe ons kan verheug en swaar kry en nie bitter word wanneer allerlei slegte dinge met ons gebeur nie. Dis wat Jakobus vir ons probeer sê. Ons perspektief op daardie ander wêreld waar God woon,
het 'n groot impak op hoe ons reageer in hierdie wêreld, met al sy pyne en uitdagings. Die sekulêre siening skiet dit natuurlik af as irrasionele nonsens en pure bygeloof. Een Griekse professor, Dr. Lewis Johnson, het gesê, dat as jy die eerste vers van die Bybel kan glo, sal jy geen probleem hê met die res nie. As daar 'n skeppergod is wat die hemel en aarde geskep het, dan is dit maklik om te glo dat hy die pad deur die Rooi See kon maak, en dat Jesus vir Lazarus uit die dood kon laat opstaan het. As ek daar die eerste vers kan glo, dan kan ek ook glo dat my gebede nie verniet is nie. Dis waar hierdie tweede helfte van vers 5 in Jakobus so belangrik word. Hoekom roep ons uit na God vir wysheid as ons gekonfronteer word met die probleme van die lewe? Ons doen dit omdat ons 'n tekort aan wysheid het, maar ook omdat ons glo dat daar 'n God in die hemel is wat ons diep liefhet en vir ons omgee en gereed staan om ons te help te snel in ons tyd van nood. Iemand skryf eendag vir sy dominee dat hy al jare lank bid vir 'n spesifieke beroep en vir sy lewensmaat. Hy was 'n eerbare man en wil graag God se wil in sy lewe bevorder. Maar dan is daar een sin in sy brief wat uitstaan. Omdat God my versoeke vertraag of geweier het, begin ek te wonder of ek iets verkeerd gedoen het. Dis nogal 'n normale gedagte wanneer ons gebede nie beantwoord word soos wat ons dit wou hê nie. Die dominee skryf toe terug vir hom en vertel hom dat hy pas 2 begrafnisse gehou het van mense wat te vroeg dood is. Dit ruk jou tot stilstand en laat jou wonder oor hoekom dinge gebeur het soos dit gebeur. Baie dinge in die lewe kan egter nie verklaar word nie. Daar's 'n misterie en die hoekom-vraag word dikwels nie beantwoord nie. Ons weet eenvoudig nie hoekom iets gebeur het nie. Jy onthou seker nog van Moses wat ingetree het vir die volk Israel in Eksodus 32. Omdat hy 'n vriend van God was, het God hom gehoor en hom geantwoord. God het sy gebede beantwoord omdat God wou en omdat God van hom gehou het. Beteken dit dan as jou gebede vertraag word of geïgnoreer word, dat God nie van jou hou nie? Nee, dit kan nie reg wees nie. As ons waarlik die kinders van God is, dan hou God van ons. Hy is mal oor ons en dink konstant aan ons. As dit waar is, dan kan ons mos met vrymoedigheid na God toe gaan. Nie ster tussen die bene met 'n bakkant vir almoese nie. Hy wil ons seën met elke geestelike seën. Hy wil sy genade oor ons uitstort en hy noem ons sy kinders. As dit waar is, kan ons mos opgewonde na God se troon gaan. Wetende dat daar ons sy genade en hulp en wysheid sal vind. Hebreërs 4 vers 16. Ons hoef dus nie bang te wees of te wonder of ons na God toe mag gaan nie. Ons kan maar gaan, want God sal baie goed wees vir ons. Wanneer ons dit nodig het, sal God vir ons meer gee as wat ons verdien en ons met sy liefde omvou. Jakobus sê dat God vir ons wysheid sal gee sonder om ons te kritiseer. Wanneer ons bid met desperaatheid, weet ons dat God nooit sal sê, wat is toch verkeerd met julle nie? Julle is veronderstel om sterker te wees. Julle moes dit beter hanteer het nie. Hy sê nooit alweer jy nie. Hoekom het jy nie die les al die eerste keer geleer nie? Om te bid tot God is nie soos om na die skoolhoof se kantoor toe te gaan nie. Wanneer jy in die moeilikheid is, het jy 'n vriend nodig, nie 'n regter nie. Dank God, ons het 'n vriend in hoë plekke. Hy sal ons nie wegjaag as ons hom die nodigste het nie. Vers 6. Maar een ding moet julle dan nie doen nie. Moenie twyfel dat God julle regtig sal help nie. Verwag en weet verseker dat hy sal help. Mense wat twyfel of God regtig na hulle sal luister, is soos golwe op die see. Die wind waai daardie golf heen en weer. Een oomblik sien jy dit en die volgende oomblik is dit weg. Ons kan met hom praat, sonder om te twyfel oor wat sy reaksie gaan wees. Die woord twyfel wat Jakobus gebruik kom van 'n Griekse woord wat beteken om te diskrimineer. Dit kan ook 'n neutrale betekenis hê, soos 'n regter wat besig is om 'n besluit te neem oor 'n saak. Of dit kan 'n negatiewe konneksie hê, om onregverdiglik kant te kies. Jakobus gebruik hierdie woord in Jakobus 2 vers 4 om te beskryf hoe die vroeë Christene die rykes bo die armes gekies het, vir hulle beter behandel het as die ander. Die woord twyfel gaan dus nie oor 'n intellektuele worsteling nie, maar dit gaan om verskeur te word tussen twee keuses. Jakobus het die konflik geken wat in ons almal se harte bestaan. Later in hoofstuk 3 praat hy dan oor die tong.
Hoe is dit moontlik dat ons met dieselfde tong baie mooi dinge van ons Here en Vader sê, maar omdraai en dan iemand so sleg sê dat die see hom nie kan afwas nie? Is daardie persoon nie ook deur God gemaak nie? Moet ons hom ook met respek behandel nie? Dink net, uit dieselfde mond, met dieselfde tong, kom daar die een oomblik mooi woorde en die volgende oomblik 'n gevloek. My liewe vriende, dit behoort tog nie so te wees nie. Ons almal is bekend met innerlike begeertes wat in stryd is met mekaar. Ons wil graag vir God dien, maar ons het ook ons eie planne en agendas. Ons wil graag genadig wees teenoor ander, maar ons trap ook op mense wat in ons pad kom. Ons wil graag ons geld spaar, maar spandeer dit ook op belaglike, nuttelose dinge. Ons almal weet dit skyn heilig om te sing, heilig, heilig, heilig in die kerk, net om dan later die dag iemand anders te vervloek wat ons kwaad gemaak het. Maar dit gebeur. Ons kan nie verwag om God se wysheid te ontvang, solank as dit ons so 'n dubbele lewe lei nie. Jakobus maak dit heel duidelik in vers 7. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hoekom werk dit so? Net die volgende vers gee vir ons die antwoord. Vers 8. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Die boodskapvertaling vertaal het pad langs so. Dit is 'n goeie voorbeeld van iets wat geen koers of sekerheid het nie. Die voorbeeld pas by iemand wat gedurig twyfel of die Here hom regtig gaan help. Vir so iemand sal die Here nie veel beteken nie. Wanneer sy gebid het dat die Here hom moet kom help, swaai hy om en sê dat dit nie kan of sal gebeur nie. En wat help dit? Die woord onstabiel of besluitloos kom vanuit 'n Griekse woord wat beteken om twee siele te hê. Hy beleef teenstrydige gevoelens. Hy kan nie homself aan iets commit of toewy nie. Hy spring van die een verhouding na die volgende een, van die een werk na die volgende een, van die een vriendskap na die volgende een, van die een kerk na die volgende een, van die een belofte na die volgende een. Hy bly nooit lank genoeg op een plek om te wortel te skiet nie. Hy is hier vandag en weg môre, hy maak beloftes en dan maak hy verskonings. Hy sê, ek sal jou môre bel en dan vergeet hy daarvan en maak verskoning later. Of dalk onthou hy nooit weer daarvan nie. Hy gaan uit met die een meisie na die volgende een, maar is nooit in staat om die groot vraag te vra nie, want sy aandag is verdeeld. Hy is diep daar binne bang om 'n kommitment te maak wat van hom sal verwag om getroud te wees vir die res van sy lewe. Meer as 'n eeu gelede het 'n ou met die naam van C.F. Deems 'n beskrywing gegee van so 'n man wat hinker op twee gedagtes, 'n verdeelde man. Hy skryf, hy is onstabiel in alles wat hy doen, sy opinies verander gedurig, as ook sy sentimente. Partykeer sal hy sy sondes bely en partykeer sal hy sy belydenis bely. Partykeer oorweldig die belangrikheid van die toekoms hom, en ander kere voel hy weer daar is niks die moeite werd oor, behalwe die teenwoordige tyd nie. Sulke onstabiliteit verwar 'n gelowige. Die man mag dalk baie kalm en vroom voorkom in die oggend, maar in die middag is hy 'n rasende sikloon. Jy weet nooit hoe hy vir jou gaan ontvang nie, of hoe hy onder enige omstandighede gaan optree nie. Sy onstabiliteit veroorsaak gedurende verandering. Sy oë kyk een rigting, maar sy siel het 'n ander rigting ingeslaan. Sy spraak is dubbelsinnig, die toon van sy stem verander. Eers praat hy baie vinnig en dan weer baie stadig. Partykeer antwoord hy maklik uit die vuis uit sonder om te skroom, terwyl hy ander kere weer so huiwer om te praat dat die geleentheid om iets te sê verbyglip. Hy is onbetroubaar in elke departement van die lewe. Hy kan nie iets van die Here ontvang nie. Hy kan nie sy hand lank genoeg uitgestrek hou om iets te ontvang nie. Die een woord wat uitstaan is, kan nie. Die man kan nie enigiets van die Here ontvang nie. Dis die tragedie van 'n dubbelhartige man. God sal nie wysheid gee aan so 'n persoon nie, want hy kan nie lank genoeg stil staan om dit te ontvang nie. Hy sal dit nie waardeer nie, selfs al sou God dit vir hom gee, want hy sal nie daarop reageer nie. Hy probeer wysheid kry sonder God. Dis wat vir Eva mislei het in die tuin van Eden. Toe sien die vrou dat die bome goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Sy het gedink sy kon wysheid of verstand kry sonder God, maar daar is nie so iets nie. Dis so goed sy wou sonlig hê sonder die son. Spreuke 1 vers 7 sê, kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Maar daar is ook nog 'n stukkie van die waarheid.
Eintlik is ons almal dubbelsinnige mense op een of ander vlak. Daar is in almal van ons die stem wat sê, ek kan dit self doen. Eva was nie 'n bose persoon wat onder dwang was om verkeerd te doen nie. Sy het eenvoudig haarself in die idee ingepraat om 'n kort pad te vat om vir haar slimmer of wyser of meer pragtig of meer vervuld of gelukkiger te maak. Op een of ander vlak het sy die begeerte in haar hart gevul met haar eie optrede en besluite. Ek wil dit hê, al is dit taboe. Why couldn't the forbidden fruit have been broccoli? Sug Adam later. Dis nie dat Eva slegter as enigeen van ons was nie. Sy was maar nes ons. En ons is maar nes sy. Sy sou nou nog in die paradys gewoon het, maar dit was nie vir haar genoeg nie. Dit is nooit genoeg nie. Ons wil altyd iets hê wat ons nie kan kry nie, of nie tans het nie. En dis waar die slang die toneel betreed. Dis die storie van die hele menslike ras alweer oor en oor. Sedert die tuin van Eden is ons 'n dubbelhartige ras, met groot hoop en lae begeertes wat teen mekaar veg. Dit sal dalk goed wees as ons onsself herinner daaraan. As ons aan onsself oorgelaat word, sal ons altyd wees so skape wat die pad byste raak. Ons sal altyd ons eie koers inslaan, afdraai paadjies kies, weghardloop, die groen gras aan die ander kant van die draad begeer. As ons aan onsself oorgelaat word, aan ons eie wyshede, sal ons altyd vir God verlaat, wat vir ons so lief is. Dis vreemd, dis hartseer en is vreesaanjaend. Die goeie nuus is egter dat ons nie hoef weg te kruip van die Here nie. Hy ken alreeds ons hart, verdeeld en getrek in baie rigtings. Hy weet van die teenstrydige begeertes wat in ons woed. Hy weet hoe graag ons die regte ding wil doen en hoe maklik en gou ons die verkeerde ding doen. Die enigste hoop wat ons het is om terug te keer na God wat vir ons so lief is. Hy wil nie hê ons moet weghardloop van hom af nie. Die wysheid wat ons dus nodig het, is nie 'n menslike antwoord of 'n formule of 'n plan vir die dag van môre nie. Ons word vertel dat Christus self ons wysheid is. 1 Korintiërs 1 vers 30. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. As jy nog nie 'n Christen is nie, is Christus die een wat jy nodig het. As jy alreeds 'n Christen is Christus die een wat jy die nodigste het. Die behoeftes van die hele wêreld is dieselfde. Ons almal het Jesus nodig, en ons het hom meer nodig as wat ons ooit besef. Dalk is dit vandag jou oomblik. Moenie bang wees om vir hom te sê, Here Jesus, neem my gebroke skerwe van my lewe en sit dit weer op mekaar nie. Hier is my hart, neem dit vir u en verseël dit met u liefde. Ek het Jesus net so nodig op my beste dag as op my slegste dag. Here, so kom ons na u toe vandag. Ons het u desperaat nodig in ons lewens met al sy probleme. Help ons om na u toe te hardloop sodat ons harte genees kan word en dat ons die ware wysheid kan ontvang wat slegs van u afkom. Wysheid wat weet hoe om prakties grond te vat. Amen.